Toe ek en Libby nou die dag kom jag het, daar op Skaapplaas, en toe die verhouding tussen my en Johnny ter sprake gekom het tussen my en ma, het ma vir my 'n vraag gevra wat ek nie toe beantwoord het nie, en ook op my vorige video het ek dit nie aangespreek nie, en ek dink dis 'n baie belangrike vraag. Ma het my gevra, wat moet Johnny doen om dit reg te stel? En dis 'n baie belangrike punt wat ek nou met ma wil bespreek. En voor ek aangaan daarna toe, wil ek net, daar's nog lastighede wat Johnny met my gedoen het, waaroor ek baie gegrief is, wat ek ook wil noem. Want ek het laas ook gesê, ek het nie almal genoem nie. Nee, die ander vieslikheid wat hy eenslag met my gedoen het, is, ek het oorweeg om hier op Amanyani 'n backpackers te begin. En ek het dit met hom bespreek. Ek moet jou sê, hierdie plek is uitstekend ontwerp en geleë vir 'n backpackers. Dit kan 'n baie suksesvolle backpackers wees. Maar nou luister nou hierna. Toe ek nou met Johnny die kwessie bespreek, hoor hoe reageer hy. As ek wil 'n kolonie maak hier, moet ek dit maar doen. 'n Kolonie. Hy noem dit nou 'n kolonie. Ek het gedink dis uiters onvanpas om 'n besigheid wat ek probeer op die been bring en wat regtig kan werk op hierdie plek 'n kolonie te noem. Dit is die tipe van neerhalende, beledigende toon in sy benadering teenoor my wat ek altyd moet verduur en waarteen ek in opstand gekom het. Die ander insident wat ek moet noem, is die slag toe ek met Johnny gepraat het en ek verwys na my verblyf hier op Amanyani en die almoses, soos Groewe dit noem, het ek na verwys as erfporsie. Hy het so vinnig soos 'n afslaer, die woord, ek het nog nie eens die woord erfporsie klaar gesê nie. Daar het niks vererf nie. Ek tog so by myself, wat gaan met jou aan? 5 jaar na pa se dood, dink hy nou regtig, ek gaan nou kom iets eis as 'n erfporsie. Ek het hy beledig my, hy onderskat my, maar ek het gou sit en wonder of hy nie dalk stupid is. Hoe kan hy so iets dink? Ek kan vir jou met groot oortuiging sê, ek woon nie al langer as 'n dekade op Amanyani, wat Johnny se huis is. Ek woon nie al langer as 'n dekade gratis hier, omdat ek Johnny se broer is nie. Ek woon hier omdat ek Michiel Erasmus se kind is. Dieselfde met die almoses uit die familietrust uit. Ek kry dit nie omdat ek Johnny se broer is nie. Ek kry dit omdat ek 'n begunstigde in die trust is, so bepaal deur die stigter van die trust, wat pa is. Ek kry niks mahala van Johnny af nie. En binne my definisie, ek beskou dit as 'n erfporsie van pa. My verblyf op Amanyani, my almoses, dit val vir my binne die definisie van 'n erfporsie. So vir Johnny om so in te spring soos 'n weerligstraal, niks het vererf nie. Ek het mos eendag, nadat ek my vervies het vir hom en besluit het ek gaan nie meer op my tande kners nie, het ek mos eendag vir hom gesê, hy is nie so slim as wat hy dink nie. Hy is die helfte so slim as wat hy dink. Want die helfte van wat hy het hy by pa geërf. Die ander helfte het hy self bymekaar gemaak. Want hy en pa was in 'n vennootskap in die hotel. En die 50% wat aan pa behoort moes na die familietrust toe gekom het, maar pa het dit vir hom wat Johnny is gegee. So hy wat Johnny is dubbel so ryk as wat hy slim is. Hy is die helfte so slim as wat hy dink.
Nee, want hier's nog 'n punt wat ek wil maak aan Ma. Um ek het jou gevra, jy weet, toe ons nog gepraat het daar, toe vra ek jou nou, praat Johnny oor hierdie ding of so? Nee. Ek bedoel, dis nou 5, 7 jaar. Johnny praat nie daaroor nie. Dit pla net glad nie. Ek is die enigste een wat vroeg. Ek is die een wat met die familie daaroor praat, met Ma daaroor praat, video's maak. Ek is die enigste een wat vroeg. Nou, ek wil hierdie stelling maak. 'n Man wat vir 5 of 7 jaar sy broer saam met wie hy groot geword het en amper oud geword het, so kan afskryf en wegstap en heeltemal niks met hom te doen hê nie. Kom ek sê vir jou, dis koelbloedig. Dis gewetenloos. Ek kan nie dink hoe iemand so kan wees nie. Ek kan nie so wees nie. En om nou uit te kom by die belangrikste vraag wat Ma my gevra het. Wat kan Johnny doen om dit te verander? Punt nommer 1. Hy gaan moet 'n besluit neem hierbo in sy kop. Hy gaan moet 'n besluit neem dat hy wil die familie bymekaar hou en hy wil nie in vyandige gesindheid met sy familie of met my spesifiek lewe nie. 'n Besluit hierbo. Mense is nie skape nie, ons is rasioneel. Jy kan 'n besluit hier neem en dit deurvoer as jy wil. Hy moet sy houding en sy gesindheid teenoor sy broers en teenoor my spesifiek verander. Hy moet ophou om my as sy vyand te beskou. Hy moet ophou om bang te wees vir my. Hy moet ophou om vyandig gesind te wees teenoor my. Dis die eerste ding. Johnny moet in sy kommunikasie met sy familie en met my spesifiek die normale standaarde, die normale norme van oordentlikheid handhaaf. Doodgewone, standaard, goeie maniere. En nie vieslik wees, neerhalend, afjakkend, al daai gedragspatrone van hom. My intelligensie onderskat, my integriteit onderskat. Hy moet net doodnormaal, oordentlik wees met my. Dis al wat ek van hom verwag. En dit moet opreg wees. Pa het hom vir Johnny aangestel as die hoof van die familie. Nie ek die oudste broer nie. Johnny is aangestel en hy is in beheer van die finansies. Hy is die hoof van die familie. Hy moet stappe neem om die familie bymekaar te bring, in plaas van om te doen soos hy nou doen en die familietjie uitmekaar skeur. As ek in sy posisie was, sou ek eenmal 'n jaar of eenmal in 3 jaar of eenmal af en toe, eenmal redelik gereeld, sal ek byvoorbeeld sê, kom ons kry mekaar almal op opdrag en ons kuier, daar word geen besigheid gepraat nie. En die familietrust kan van die uitgawes betaal. Byvoorbeeld Mike se vliegtuigkaartjie. Hy kan sy statutêre verpligting om die familietrust se geauditeerde finansiële state kan hy jaarliks aan die begunstigdes uitstuur, sonder dat daarvoor gevra word, sonder dat daarvoor beklei word. Dit is 'n statutêre verpligting in terme van die wet op trustgoedere, dat die begunstigdes is geregtig om geauditeerde finansiële state van die trust te sien jaarliks. Ek het dit 1 of 2 of 3 keer aangevra, dan is dit na my toe aangestuur sonder dat dit geaudit is.
of as dit geoudit is, ek kry dit met 'n geween en 'n geknars van tande en 'n geweeklaag en met 'n vyhandige gesindheid. As ek dit nie vra nie, kry ek dit nie. Ek het die laastes wat ek het is, ek dink 2021 of se finansiële state. Ek wil nie meer daarvoor vra nie, want ek sien die kans vir die geween en geters van tande en die vyhandige gesindheid nie. Maar dis 'n statutêre verpligting wat nie nagekom word nie. Hy kan eenmal 'n jaar of eenmal af en toe, kom ons sê eenmal 'n jaar, kan hy 'n familievergadering belê en dit kan sommer op die internet 'n WhatsApp call belê en hy kan 'n besigheidsvergadering hou. En hy kan sê, "Right kerels, kom ons praat. Wat wil julle weet? Wat is julle vrae? Ek antwoord julle." Om een of ander rede, en ek het dit in die vorige video genoem, is Johnny verskriklik geheimsinnig. Niemand mag niks weet nie. Ek vind dit uiters vreemd. Ek moet eerlikwaar sê. Meer deursigtigheid en minder wegkruipertjie sal baie doen om goeie verhouding tussen broers te bewerkstellig. Nou weet ek wat deur ma se gedagtes gaan. Wat ma se voorstel sal wees vir 'n oplossing. Ma se voorstel sal wees, hoekom neem ek nie die inisiatief nie? Hoekom maak ek nie kontak met Johnny en probeer die dinge regstel nie? Nou, dit is iets wat ek al baie oorweeg het, maar ek besluit daarteen, want dit kan nie werk nie. Die een wat die inisiatief moet neem is Johnny. Die rede daarvoor is, ek het nog nooit hierdie negatiewe gevoelens gehad teenoor hom nie, voor ons uitval. Ek was nog nooit bang vir hom nie, ek was nog nooit jaloers op hom nie, ek het hom nog nooit gewantrou nie, ek het geen probleem met hom gehad nie, dit was alles vir my normaal. Dis eers die dag toe ek aanbied om hom te help, toe het hy al hierdie eienskappe teenoor my begin toon. Wantroue, onderskat intelligensie, belediging, beskinder, en dit het net van sy kant af gekom. Ek het die klappe verduur vir 'n lang ruk, tot ek op 'n stadium besluit het, nou klap ek terug. En toe ek begin terugklap, toe verdwyn hy uit my lewe uit, hy blok my op kommunikasiemiddels en hy verdwyn uit my lewe uit. Nou, vir my om nou die inisiatief te neem, ek wil dit nou die volgende vergelyking gee vir ma. Daar's 'n leeu in 'n hok. Die leeu is ongeduldig. Hy suurgat. Jy weet, hy as hy jou in die hande kry, is dit tickets mee jou. Nou gaan jy na die leeuhok toe, jy voer vir hom stukke vleis deur die draad. Dink jy daai leeu gaan nou ophou om gevaarlik te wees vir jou? Met ander woorde, nadat jy hom nou bietjie gevoer het deur die draad, nou gaan jy by die hok in en jy probeer hom op sy koppie streel. Ek gaan dit nie waag nie. Dit is die vergelyking wat ek vir ma gee om die situasie te probeer verstaan. Dit help nie ek benader vir Johnny alvorens hy nie verander het nie. Johnny is die een wat moet verander. Hy moet 'n besluit neem hierbo met sy rasionele brein. Hy moet verander. En dan moet hy daai verandering, hy moet dit kommunikeer. Veral na my toe. Hy moet my in kennis stel. Hy het nou verander, hy het sy standpunt verander. Of sy houding. En dan moet dit opreg wees. Met ander woorde, ek moet kan sien, hierdie man het regtig verander. Dis die enigste manier. Dit gaan nie help ek benader hom nie, dit gaan nie werk nie. Kom ons kyk of dit kan gebeur
voordat een van ons te sterwe kom. Is net 'n besluit hierbo. Dis al.